Baie welkom by hierdie week se Kaap Vol Hoop en ons kuier in Woester by die kunstsentrum Hugo Nodé. Uniek, dis kunswerke hier reg rondom my en dit is 'n voorreg om met kuns te gesels en met mense wat in kuns 'n verskil maak. En ons gesels met Erik Strydom en Marie Strydom en hulle albei vertel ons meer van wat Hugo Nodé ook beteken het vir die gemeenskap. Ons kyk ook na sy kunswerke. Ek kan 'n egte Hugo Nodé ook sien. En ons hoor wat die impak is wat hulle ook maak in kinders se lewens hier so in Woester. Dis 'n unieke kyk, maar kom ons gesels sommer eers met Erik Strydom. Erik, voorreg om hier saam met jou te kuier. Woester is 'n baie spesiale plek. En it's 'n spesiale plek hier rondom ons want kuns my dogter sê altyd kuns verander 'n mens. Ja. En so dit onthou ek altyd, maar lekker om met jou te gesels en kuns altyd op jou voorgrond. Dit moet wees 'n liefde vir kuns al van jongs af sekerlik. Ja, nee kyk ek met my grootword jare was ek bevoorreg genoeg dat ek mense gehad het wat my geondersteun het. Ja. Wat my talent raak gesien het en dit ontwikkel het. Ja. En dit is toevallig ook hoe Hugo Nodé se storie ontwikkel het. Ja. Die destydse skrywer Oliver Schreiner was familievriende met sy maale gewees hier op aan die Dorings. Ja. En hy was ook raak gesien en sy het betaal vir Hugo Nodé om na die Slade School of Art te gaan in Londen. Ja. So ons kort mense wat mekaar raak sien. Ja, absoluut. En dis waar die fondamente gelê word en jy hoe sê dat jy spieelbeeld baie keer van wat jy ook ervaar het en wat 'n verskil in jou lewe gemaak het en dis presies wat ook gebeur het in sy lewe. Ja. Hy het op die ouend 'n proses bemagtig waar kinders blootstelling kry. Absoluut. En dit is sommer net kuns voor ons na die kinders toe gaan en wat hulle alles doen. Ek is opgewonde oor die kuns en hier so baie kuns rondom ons. Hier's 'n groot kunswerk hier op die muur wat jy my moet vertel van. Maar sommer net eerstens die program is Kaap Vol Hoop. Ja. Is asof kuns en daai vorm mens sommer weer hoop gee net. Daar's ietsie in dit. Hoe ervaar jy dit? Ja. Ek ervaar dit om dit so te kyk. Is ook lekker. Jy kan dit kyk en doen. Ja, dis die lekker deel. Nee, kyk vir my in terme van kuns help my om die wêreld te sien. Ja, dis mooi gestel. Ja. As jy op skool kuns neem, baie kinders wonder nou maar hoekom? Waarom? Ek wil nie 'n kunstenaar word. Ja. Dan sê ek vir hulle, daar's 4 bene van onderwys. Dis om te wis of te kies. Ja. Dis om te weet, wetenskap. Ja. Dis om te kommunikeer, taal, praat en om te sien. Absoluut. Waar leer ons sien? Ja. In kuns. Ja. En as jy nie kuns vat of het of ervaar nie, dan stel ek voor dat jy doen dit so gou moontlik want jou oë gaan oopmaak of oopgaan. Soveel meer dinge. Ja. En dit is wat ons hier wil doen. Dit gaan absoluut daaroor om vir die kinders te help om hulle kenne te lig. Dis mooi, ja. Om op te kyk. Kyk hier in Woester het ons baie berge. En dis dieselfde, daai kunswerk is een van die Hugo Nodé se kunswerke wat ons toe oorgeskakel het na 'n kunswerk wat elke kind dan kan deel. Ja. Dat elke kind kan voel dat hulle 'n deel aan iets groter. Ja. En dit is presies waar kuns jou hoop gee. Ja. Dit wys dat ek is nie die enigste een nie. Ek is nie die enigste een wat so voel nie. Ek is nie die enigste een wat dit ervaar nie. Ek is nie die enigste een wat dit so sien nie. Ja. En as iemand verbystap en hulle sien iets raak en
Dis hoekom die kyker maak die kunswerk klaar. Ja. Kunswerk is nooit klaar. So, nou dis mooi gestel. Leer baie lesse by jou vandag. En ek kyk so daai groot kunswerk as ons van hom praat. En die krag van hom is dat dit is kollektief. Ja. En dit bereik wat daar te sien is. En dit is die nalatenskap, nie net van Hugo nie, maar elke onderwyser, elke persoon wat hier ook 'n spesialis onderwyser was. Hulle het ook die boustene gelaat vir ons om verder op te bou. En kyk, heel toevallig as mense daar verby kyk en daai muur was nie daar nie, dan sou dit die view gewees het wat jy gesien het van Brandwagberg. En dit is Brandwagberg wat daar sit. So daar's baie dinge wat by hierdie skool gebeur, daai dinge wat ons hoop gee. Wat ons aan die ander kant laat sien, nie net die syfers en die getalle en die dinge, maar dit wat ons mens maak en dit wat ons deel met mekaar. Ja, dis baie spesiaal en daai kunswerk, ek dink dit sê meer as 500 kinders. 500 wat deelgeneem het en elkeen se werk is dan sekerlik kom staan nie en sê daar's myne 10de van links, 2de van onder. Dis spesiaal. Daai wis en weet, toe jy nou daarvan praat, toe dink ek my wiskundeonderwyser moes miskien bietjie harder met my gewees het op wis. Nie altyd gewis en geweet van die wiskunde nie. Maar met die kind as 'n spesialis onderwyser, dis 'n voorreg om by kinders eintlik in die oë te kyk, nee, want ek het die Engelse praat van so divine appointment amper. En jy daai oomblik. En jy kan dit deur daai medium kan jy hulle bietjie dieper aanraak. En dis die ding. So dit gee vir ons 'n veilige plek waar ons eintlik net vir die kind die geleentheid gee. Ek praat altyd van al die ander vakke is input vakke. En skepende kuns of dan nou visuele kuns is 'n output. En nou ons wil nou sien wat kom uit. En dis wat kuns so belangrik maak, dit is jou deelname in die wêreld. Jy moet kan sien wat is jou vermoë, waarop fokus jy, wat is jou gunsteling kleur? Klein goedjies, wat jy nie sou besef as jy nie blootgestel word daaraan. En kuns, net deur blootstelling, gee alreeds vir 'n mens hoop, net deur daarna te kyk. Die emosionele reaksie van jou reseptore, wat fisies daai liggolwe ontvang. Dis radiasie wat jou liggaam binne gaan, dis kleur wat reageer met jou liggaam. Dis wetenskaplik. Dis nie foefies nie. En dis die waarheid. Absoluut. En dis hoe dit werk. Verseker, ek word herinner 'n oomblik van mens moet eintlik 'n oomblik erken. Jy moet 'n bietjie rustig raak en stil staan, want daar's twee komponente. Jy moet eintlik ook stil sit en stil wees in die skep af van. Maar jy moet ook stil wees en stil staan in die waardering daarvan. En dis albei oomblikke wat jy jouself moet gun. Ons hardloop eintlik 'n bietjie vinnig. Ervaar jy dit ook so dat ons te vinnig hardloop om die mooi rondom ons te sien? En baie keer hardloop ons agter die mooi aan, maar dan is dit eintlik net die langs. Absoluut. En dis wat jy rondom jou sien. En op die ou en daar's eintlik nie reg en verkeerd nie. Jou talent kom deur in wat jou talent is en kreatiwiteit kom ook in. En as ek maar net so vinnig kan sê, almal wonder altyd maar hoe merk ons die kuns? Ek sê altyd vir hulle, net wat jy jou ABC leer jy jou elemente en beginsels. En hoe jy daai elemente en hoe jy daai beginsels gebruik, is soos die opstel wat jy skryf. Ek interpreteer jou verstaan daarvan en jou toepassing daarvan. So dit gaan nie oor wat nie, maar hoe. Die wat hang van jou af. Ek leer jou die hoe. Seker. Voorreg om by die kinders te werk, hoe kry jy daai oomblikke wat jy vir 'n kind kan sê, oor die Johan of Andrei, dit kry het gedoen. En daai reaksie. En dis belangrik om ook vir hulle wel daai komplimente te gee, want jy moet seker ook op die ouend bietjie tough love ook toepas. Jy moet ook weer bietjie vormend wees en sê, maar hierso maak jy fout. En dis die ding, gelukkig, en dis wat ek vroeër genoem het met kuns, het ons daai waar ons met die kind werk op 'n holistiese wyse. Absoluut. So ek spreek net een aspek aan, dit is jou waarneming. Absoluut. Dis jou, hulle praat nou, ekskuus my Frans, maar jou execution. Met ander woorde, hoe jy dit doen. Doen jy dit op die regte manier of op die verkeerde manier? Want as jy dit op die verkeerde manier doen, dan kan ek dit sien. Ek het nie ChatGPT nodig om te gaan uitvind eers nie. Dis so of dit is nie so. En dis in daai oomblik wat jy vinnig eerlikheid kan aanspreek. Waar jy vinnig kan sien, wag, maar hierso het ons 'n bietjie van 'n parallax fout of so. En dan net daarso
spreek jy dit aan. Ja, En absoluut. ek dink dit is baie moeiliker miskien in ander vakke. Omdat jy nie so met die mens en die siel werk. Ja. Ek dink een van die vakke waar dit naaste kom daarin is lewensoriëntering. Ja. Maar op die einde van die dag in visuele kuns gaan dit nie net oor die binne self nie, maar ook oor die spieël aan die buitekant. Ja, dis daarvoor. Dis baie lesse in vandag se gesels. Ek geniet dit verskriklik baie. Sommige net jou eie paadjie ook in die kuns. Dis 'n paadjie wat 'n mens gestap het wat nie alleen was nie. En jy het vroeër daarin geraak en dis lekker om ook mense rondom jou te beïnvloed op die ou end. En dit is waar dit gaan. En dis die ding, so ek meen as ons gaan kyk selfs na hoe Huguenot die gemeenskap van Woester beïnvloed het. Ja. En nie net hy nie, sy vrou ook. Ja. So tussen daai twee mense, voel dit vir my partykeer hulle kry nie die erkenning wat hulle verdien nie. Ja. Dit wat hulle hier in Woester begin het, met Huguenot wat hy het vir kinders gesê let's go art. Ja. Sy vrou was Engels geweest, Julie. Sy was oorspronklik Brown en toe trou sy toe nou Nudee. Maar sy was ook baie goeie vriende met Emily Hobhouse. Wow. Ja, is groot name. Ja, nee, kyk. So nou is dit al Oliver Schreiner en Emily Hobhouse. Maar en hulle was so gekant teen soveel dinge wat hulle raak gesien het. Ja. En wat hulle saam probeer verander het. Ja. En kyk, Julie Nudee was baie betrokke met die vestiging van verpleegkinders. Ja. Waar Huguenot nou weer baie betrokke was met die vestiging van kuns en kunsonderrig. Ja, absoluut. En as dit nie vir hom was nie, het ons nie vandag hierdie nalatenskap gehad wat ons kan voortsit. Ons kinders se lewens daadwerklik kan positief beïnvloed. Deur net vir hulle die kans te gee om stil te staan en om hulle te kyk. Ja. Wel, ek is 'n bietjie ouer as die kinders wat hulle help en ek het 'n oomblik gehad om stil te staan en dit weer te kan waardeer. Dankie daarvoor. Ek het nog een vraag, amper so wens is nou 'n groot woord, maar kom ons noem dit maar wens. Maar lekker wees om 'n regte egte Huguenot te kan sien. Dink jy daar's 'n kans? Daar is 'n kans. Dis hulle voorreg wees en maar dankie vir wat jy doen. En miskien moet ons gou gaan kyk na die ek dink dit is tyd. Dan is hy seker in 'n kluis. Nee, hy is veilig toegesluit. Daar's twee. Die een is 'n skildery wat hy oorspronklik geskilder het vir die Huguenot College. Ja. Wat die Huguenot College toe later goed gedink het om terug te skenk aan die skool vir veilige waring. En dan is daar ook iets wat hy gedoen het nog van die Newlands Forest in Kaapstad. In Kaap. Kom ons gaan kyk gou. Hier is ons by Huguenot. Dit is 'n groot oomblik, is amper om nou te sê ons sien 'n Rembrandt. Selfde oomblik. Dis so mooi, dis so kreatief gedoen. Ja, groot oomblik. Dankie dat jy hom vir ons wys. Dit is baie spesiaal. Kyk, dit is nie aldag dat mense so naby kan staan nie. Maar as jy van naderby beskou, dan sien jy eintlik wat het hy alles vir kuns gedoen en om kuns los te maak in Suid-Afrika. En regtig dit laat loslaat dat mense dit kan ervaar, dat mense die skoonheid kan ervaar en dat mense geraak kan word deur kuns. Absoluut. En dis wat gebeur en mens sien nie nalatenskap hier so, dis net verskriklik mooi, verskriklik uniek, is 'n voorreg. Maar dankie dat jy hom gewys het. Ek dink miskien kan ons weer teruggaan na tussen al die kunswerke en ons so vragie of twee wat ek vir jou wil vra. Kom ons gaan terug aan die kant toe. Voorreg om dit ook om gesien het. Een term wat ons oor gepraat het is spikkelagtig. Maar dit elkeen het sy eie manier van kuns doen. As 'n voorreg en dis 1800s. Ja, so hy was een van die eerste persone wat in Suid-Afrika begin het met 'n impressionistiese styl. Die styl wat hy gebruik het was juis om lig en atmosfeer vas te vang. So hy het nie gefokus noodwendig op presiese detail nie. Hy wou die atmosfeer van die natuur vasvang en hy wou die gevoel weergee wat hy ervaar wanneer hy daar staan. En die tegniek wat hy gebruik is natuurlik, daar was baie wat ons noem impasto, dis nou wanneer hulle die verf dik aanwend en dis nou daai spikkelagtigheid waarvan jy nou praat. En dit is ook half 'n vorm van pointillisme, waar die kunstenaar deur juxtaposisies die kleure langs mekaar plaas om op 'n afstand te meng. So daar's baie wetenskap in sy tegniek gewees en wat nogals interessant is in die skildery wat jy nou gesien het, is daar's geen mense nie.
Okay. En Hugo D was eintlik opgelei in Londen by die Slade as 'n portretkunstenaar. Oh, Sy okay. ouers wou gehad het hy moes 'n portretkunstenaar wees want hulle maak geld. Ja, okay. En hy moes kom mense skilder het. Ja. En Hugo, kyk dis onder spekulasie, maar Hugo het toe al minder mense geskilder. Ja, okay. En as jy gaan kyk na sy skilderye ook van die strate van Woester en omgewings, dan het hy al hoe meer begin, ek wil amper sê uitzoom. En die mense het minder geraak en die natuur het meer geraak. Okay, ja. En na die einde toe het hy eintlik net natuurtonele geskilder. Ja, absoluut. Ja, dis baie interessant. Ek kan verstaan ook meer spesialis onderrig. Jy verstaan dit goed, maar dankie, dis so lekker om saam met jou te gaan kom gekuier het en sommer net geïnspireerd te wees. Ek dink ons moet 'n advertensiebreek vat, maar ek dink ook ons moet 'n bietjie drama ook op die voorgrond het. Jy enige voorstel? Ek dink jou vrou kan ja, ek het nogals 'n baie goeie onderwyseres wat dit aanbetref. Ja, nee, ek het haar hierso kom ontmoet en toe het die noodlot dit so bestem dat ons ook dan nou afhak skoolje. Dis baie lekker as ons so omring word deur 'n liefde. Verseker, ek hoor dit, maar ons vat 'n advertensiebreek en dan gesels ons drama hierna. When the sun sets, the news begins. Welcome to Sunset News, bringing you the latest headlines, in-depth community stories, economic updates, sports highlights, and your daily weather forecast. Join us every weekday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25, or stream us online at oneup2.com. Join us on Facebook at Sunset News to stay updated. Hier is nou in 'n lekker klaskamer en ek sien sommer die kuns hier gebeur, Maries, lekker om met jou te gesels. Ek het jou nou vorentoe uit na vir jou voorgestel. Ons kan nie anders nie. Okay. Kunspraat. Hierdie klaskamer, ons sit nou hierso so 'n verhoogie agter ons as ek nou hierdie kant toe kyk, is so lekker. Jy kan sien die dinge gebeur hierso. Dis lekker. Ja, baie gebeur. Baie gebeur en dan maar dit is lekker net. Dit is lekker om met jong mense te werk en hulle talente te werk. Dit is 'n voorreg. Ja, absoluut. Veral hier. Ja. Veral met die kinders wat gekies het om hier te wees. Absoluut. Ja. Want hulle weet hoekom hulle hier is. Ja. En hulle weet nie eintlik wat hulle gaan kry nie en dit is elke keer 'n avontuur. Elke treetjie vorentoe is 'n avontuur. Wonderlik. Wat vir my baie interessant is van die leerders is om te sien hoe hulle goeders ontdek. Ja. Hulle het sekere opinie of vasgesteldheid of ingesteldheid teenoor wat hulle dink iets moet wees. Ja. En dan swaai dit net so met kommunikasie en met gesprekke verander hulle mindset en dit gaan net dieper en hulle sien net meer en hulle dieptes bereik wat hulle nie gedink het hulle sal ooit kan nie. En wat hulle nooit gedink het hulle gaan verstaan nie, dat hulle dit nou verstaan. Ja, absoluut. En op ouderdomme wat dit saak maak, nê. En dit is op die ouend, as ons kyk na ons eie lewens ook, daar's stadiums in lewe wat jy so kan terugkyk, jy het hierdie mense op jou pad gehad wat jy 'n bietjie meer rigting gegee het, 'n bietjie blootgestel het aan dinge. En so ons tip my het vir wat jy eintlik doen. Dit is amazing. Want waarom ek my het wil tip is dat julle belê in die kinders se menswees en deur julle belangstellings en talente en dit is waardevol. Ja, hoorie, dit is eintlik as ek dink hoekom is ek nog in die onderwys want ek dink almal weet die onderwys is nie speletjies nie en ek dink veral deesdae dit raak moeiliker en moeiliker want ons meer admin as wat daar enigiets anders is. En die rede hoekom meeste onderwysers en ek is seker ek en Erik ook hier is vir die kinders. Ja, absoluut. Elke keer as ek dink, no ma'am, just stay until we're done with grade 12. No. Meer as wat die vak is, vir my spesifiek, meer as wat die vak is daai tyd met die kinders. En
Jerzy Grotowski. Hy is 'n teaterpraktisyn wat uit Poland kom en hy het die teaterbeweging poor theater of so wat ons sê gestroopte teater het hy gecoin, né? En dit gaan daaroor dat die akteur, hy strip alles weg om 'n autentieke akteur na vore te bring. En ek voel vandag dit is ook belangrik vir ons leerders in die wêreld, nie op die verhoog net nie, maar in die wêreld, to take away everything that's holding me back. Jammer vir die Engels. En dit is wat ek hier sien. Hulle kry die geleentheid om weg van die publieke oog hulle self te ontdek, net soos wat Erik ook voorheen gesê het, uit te figure wie is hulle, sonder die sosiale media wat vir hulle hierdie goeters voorsê en vir hulle daai opinies gee van wat is reg, wat is verkeerd. En hier word goed bevraagteken. En ek dink dit is nog een van ons groot rolle. Absoluut. We don't just take everything in face. En is 'n veilige omgewing want op die ou end mens bou daai vertroue en jy kan opbou en jy kan kritiek gee, maar baie keer ons almal moet so 'n bietjie tough love soos ons vroeër gepraat met die kuns en jy moet so 'n bietjie rigting gee. Ervaar jy in interaksies dat kinders kom tot hulle reg, dat kinders kan op die ou end sê maar hy ontwikkel of hy kry veral sy selfvertroue terug? Wel, ek kan nou aan 'n spesifieke voorbeeld dink en ek weet nie of sy dit gaan kyk nie, maar Zarenay, dis vir jou. Maar dit was my tweede jaar of my eerste jaar wat ek hier klas gegee het. Die ding wat Erik ook vroeër gesê het, dis is 'n output subject. Dis nie 'n input subject nie. So as die kind niks doen nie, as die kind niks gee nie, dan kan ek niks doen nie. En hierdie leerders spesifiek kom toe nou die dag toe hulle moet werk aan hulle temaprogram en sy kom hier met 'n leë bladsy. Juffrou, ek weet nie, ek sukkel. Ek is Zarenay. Ek kan niks vir jou doen nie want daar's niks op hierdie bladsy nie. As jy vir my 'n idee gee. En sy storm hier weg en sy is vies. Sy is so ontstel, sy is so kwaad. En die volgende dag toe kom sy terug. En sy het toe nou haar Venn diagram geteken en daar's letterlik net 1 of 2 woordjies. Net 1 of 2 idees. Maar dis iets waarmee jy kan werk, Maar daar vlieg sy. En ek dink dit is meer vir hulle bevrediging. Ek het hierdie ding, ek het geboorte geskenk aan hierdie idee. Dit het nie gekom van my onderwyser af nie. Sy het dit wat ek wou doen gevat en vir my gehelp om uit te kom daar waar ek wil wees. Absoluut. En dis kosbaar en dit is dis fases in 'n lewe wat hulle vorentoe net verskriklik baie gaan help en dit is my inspirerend om dit te sien deur kuns en deur drama. Ons sit op die verhoog en ek kan net dink wat hier agter my gebeur met hierso 'n verhoogie. Hierso is sulke mushroom paddastoele, so ek kan net dink hoe lekker dit kan gaan partykeer. Het jy oomblikke wat jy ook verstom as in die kreatiwiteit van jong mense as jy vir hom sê maar jy kan kreatief wees? Een ding is verseker. As hulle autoriteit neem en eienaarskap neem, dan is dit ongelooflik. Ons het 'n leerder laas jaar gehad hy was ons eerste leerder wat regie geneem het as matriekvak in plaas van die praktiese acting. En dit was toevallig my en Erik se leerder uit ontwerp geneem by Erik en by my het hy drama geneem en hy het toe nou hierdie regie. Die goed waarmee daai kind vorendag gekom het, kon ek nooit vir hom gee nie. En die satisfaction wat ek dink dis altyd vir my die grootste ding. Om te sien die satisfaction wat hulle kry. Om te sien, wow, we did this. En daai terugflits. Ek het 1 jaar ook 'n leerder gehad wat net voor haar graad 12 eksamen het sy uiteindelik 'n deurbraak gehad. Daai 3 jaar wat sy nie kon connect nie. En hier staan sy en sy is besig om te rehearse en die gedig is toulopers, dit praat van die omgewing van die huis en hoe die kind half moet balanseer tussen al hierdie aaklige goed wat in die huis en in die omgewing gebeur. En hier, daar kom die emosies uit en there was no turning back, maar daai oomblik was so vir my so
Inspirerend, ja. Dit is wat lekker is. As die kinders self, een van my kollegas sê, as die oogie so daai lyk, dan is soos 'n hulle vang dit uiteindelik. Sjoe, en ja, maar dis 'n goeie beskrywing. En hulle mekaar uitdaag, hulle daag mekaar. Hy vang dit is belangrik want dit is 'n oomblik. Dit is 'n oomblik in jou lewe. Ek en Erik het swaar vir sport of ek het swaar vir sport oor wiskunde en nou daar's 'n oomblik wat jy verstaan of dit vang of ek het dit nooit verstaan of gevang nie. Nee, dit was vir my 'n bietjie moeite geweest, maar dis lekker om met jou te gesels en so vir afsluiting eintlik ons het ook gepraat Kaap vol Hoop is die program se naam. En hoop het en alles wat jy praat vloei hoop so in en uit en heeltyd is dit daar. Dis kinders wat dit nodig het. Ervaar jy sommer ek hoop dat jy terugkry want jy gee baie hoop. Dit is baie interessant dat ek wou hierdie noem. Jy weet elke keer in die begin van die jaar dan het 'n mens nou so wat is jou woord? Wat is jou en daar het 'n frase by my opgekom aan die begin of die einde van laas jaar en dit was hoop beskaam nie. Ja, absoluut. Hope doesn't disappoint. Solank as wat ek hoop, solank as wat ek vorentoe kyk en vorentoe beweeg, is die lewe 'n lied. Ja, daar is goeters wat 'n mens terughou. Kry ek hoop van die kinders af? Elke dag. Elke dag, absoluut. Daar's party dae wat ons saam huil. Maar soos wat ek sê, ek weet hierdie kinders, ek weet waartoe hulle op pad is. Ek weet hulle gaan groot goed doen. Dit is net die begin vir hulle. En so baie van hulle spits hulle toe om in die industrie in te gaan. Dit is 'n moeilike industrie. En hulle maak dit al klaar vir hulle self werk. Ek benadruk dit soveel keer by die kinders. Jy in hierdie industrie in Suid-Afrika gaan jy jou eie paadjie moet oopkloof. Jy moet create. Dit is die enigste manier. Ja, dit is beter om jou eie goed te skep. So ek hoop dat hulle dit saam met hulle vat. Absoluut. En die hoop wat hulle jou gee. Absoluut, maar so lekker om met jou te gesels en ek so sê ding in Engels wat by my opkom, maar dit is vir jou Erik, eintlik en wat julle doen is sê don't make a big splash, make a eternal ripple. Wow. En ek dink dit is hoe ek ervaar wat julle doen. Jy maak nie net 'n groot splash, jy maak eternal ripple. So wel gedaan. Sjoe, dankie. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Maar dit was lekker om met julle te praat en so lekker om te weet daar's mense wat belangstel. Want ek dink die kunste neem ek praat uit iemand se mond uit. Ek was verlang in die Dorings en daar het iemand vir my gesê, maar drama is mos net of skepende kuns is mos net 'n backburner vak. Dit vir iemand wat waardering vir dit het, iemand wat besef hoeveel werk daaraan gaan. Dit is wat ek waardeer van hierdie gesprek, dat julle hier kom en julle glide nie net oor die mooi goedjies nie, but we could have this conversation, so dankie. Ja, nee, dankie vir julle en die nalatenskap is groot, so wel gedaan en ons kuier dankie Ari, yes. En so kom 'n baie lekker en unieke kuier by die kunstsentrum Hugo Nodé dan tot 'n einde. Dit was baie uniek geweest om met Maries en Erik Strydom te kon kuier, ook hulle passie te kon hoor in wat hulle doen en ook die verskil wat hulle maak in die gemeenskap, veral vir kinders wat geleentheid kry om deur kuns ook verder te kan gaan en geleenthede te kry. En dit is alles natuurlik in Woester. Was ook vir my 'n groot hoogtepunt geweest om een van die oorspronklike kunswerke van Hugo Nodé self te kon sien. En so was lekker kuier geweest in Woester en ons gesels weer in Kaap vol Hoop volgende week. Tot dan, groete.